Anton, ek dink omdat meeste mense altyd praat oor Alzheimer, wanneer dit kom by demensie. Nou vandag praat ons oor vaskulêre demensie. Kom ons begin dit by die begin en praat oor demensie. Wat presies is dit en hoe verskil dit dan nou van Alzheimer of wat ons gewoonlik oor praat? So gewoonlik is dit ouer mense wat kom aanklop vir hulp of raad of duidelikheid as hulle sekere kognitiewe probleme ervaar. En kognitiewe probleme beteken met ander woorde dinkprobleme of dat daar 'n verandering kom in die manier hoe hulle dinge doen. Of ander mense sien hulle is nie meer so deeglik in wat hulle doen nie. Of dit nou te doen het met kos maak, of dit is om te onthou om rekeninge te betaal, of hulle medikasie op tyd te gebruik, of soms is dit in terme van hulle gespraak, hoe hulle dalk sukkel om woorde te kry of meer omslagtige beskrywings gee, of net minder bel. Dan kan familie of die persoon self bekommerd raak dat hier dalk 'n verandering mag wees. Nou dis 'n baie belangrike onderskeid om te tref tussen normale veroudering en sekere dinge wat verander, want ons weet die hartseer nuus is as jy oor die ouderdom van 50 gaan, dan is daar sekere veranderinge wat plaasvind in die brein. So die brein verander ten opsigte van struktuur, dit verloor 'n bietjie van die volume daarvan, maar ons sal sê dit is 'n normale veroudering. Dalk op 'n ligter noot, dalk net twee staaltjies. Weet dis soos die een buurman wat vir die ander buurman vra, jy het nou seker 'n lekker lewe nou dat jy afgetree het, want nou het jy nie meer so baie dinge om te doen nie. En die eerste buurman sê, man, weet jy, ek is nog steeds so besig, want ek soek die hele tyd die goed wat ek gister gebruik het. Nou, dis nie noodwendig demensie nie, dit is net dat hierdie persoon nou aanpas by 'n nuwe lewenstyl. Of die oom wat in die motor parkeerarea rondloop buitekant die winkelsentrum en hy kyk rond en hy soek vreeslik na sy kar. En iemand sê, maar oom, kan ek help? Is hier, weet, is daar 'n probleem? En hy sê, ek kan nie glo ek het alweer 'n wit motor gekoop nie, want soos jy kyk is dit net wit motors en hy is onseker waar hy parkeer het. Maar dit is nie noodwendig dat daar 'n kognitiewe verstoring of 'n vorm van demensie is nie. En heeltemal tereg, Lise, soos jy sê, ons praat baie keer van Alzheimer's, of dan sal mense sê hy het Alzheimer's gehad of hy demensie gehad. Maar ek dink die belangrike begrip is dat die woord demensie, of nou praat ons ook van 'n neurokognitiewe verstoring, beteken eintlik 'n sambreelterm en onder dit kry ons verskillende soorte daarvan. So mens kry Alzheimer se siekte, mens kry vaskulêre demensie, mens kry frontal temporale demensie, demensie wat saamgaan met Lewy bodies, Parkinson's demensie en dan is daar nog 'n paar ander ook, soos byvoorbeeld Huntington's se siekte, en dan ook diegene wat baie alkohol gebruik kan iets kry soos Korsakoff, Wernicke-Korsakoff siekte wat geweldige geheueprobleme behels. So daar is hierdie verskillende soorte. En die tweede ding wat ons ook nou baie meer op fokus, as mens nou sien daar's bietjie meer probleme as net normale veroudering, is daar 'n onderskeid dan tussen ligte of meer ernstigste vorm van demensie, mild of severe. Nou die belangrike deel om hierdie te bespreek, want vir baie mense is demensie. Hoekom wat dan nou? Is Alzheimer en iemand se geheue is nou maar besig om agteruit te gaan en daar is nou nie enige redding daarvoor nie. Dit gaan nou maar gebeur tot die persoon sterf eendag. Nou die rede om hierdie te bespreek is dis nie waar dat mense so dink nie. Dit is verkeerd hoe hulle dink. So kom ons spreek nou aan. Daar is iets soos jy nou gesê, die soort is Alzheimer's en daar is vaskulêr. Dit is ons twee grootste of mees gediagnoseerde demensie, vorms van demensie. Nou, ek is reg as ek dit sê. Ja, ek dink die een wat ons meer ook sien is Lewy body demensie. Maar ek dink dit is nog grootendeels vaskulêr en Alzheimer's en soms 'n kombinasie van die twee. Nou, hoekom is dit belangrik dat mense met die regte diagnose kry? Hoe verskil, ek dink om dit te vergelyk dalk met mekaar, vaskulêr en Alzheimer's, dat kan verstaan, hoekom is dit belangrik dat die familie en die individu reg gediagnoseer moet word? Kyk, vir sommige mense voel 'n diagnose net soos 'n label wat hulle kry. Maar ek dink die belangrike deel daarvan is, en vir my ook wat ek evaluasies doen, is dit dat mense die regte verstaan het van iets,
sodat mens besef wat heidaglik die prentjie is, wat die probleme is of simptome is waarmee die persoon presenteer, maar ek dink dan ook dat mens regtig 'n begrip het in terme van wat hierdie persoon nou anderste of moeiliker ervaar. Dat jy nie net kan sê my ma is nou net moeswillig nie, weet jy. Eintlik onthou sy, maar sy maak nou net of sy nie onthou nie. Of my pa staan nie meer belang in nie. Jy weet dit is hoe hy nou minder bel. Hy is nou weet so half besig in sy eie wêreld. Of oupa praat nou al meer oor die verlede. Dis amper asof hy net nie meer belangstel in wat nou in die wêreld aangaan nie, want alles gaan nou oor die verlede. En dit is amper dat hierdie persoon geblameer kan word daarvoor. Maar ek dink dat wanneer ons kyk na die moontlikheid van 'n vorm van demensie, dan kan ons vir die persoon self en die familie 'n baie meer ingeligte opinie gee om te sê, weet jy, ek dink mens wil dit nie regtig altyd erken nie, maar hierdie is dalk iets wat meer problematies is. Hierdie is 'n diagnose en as ons met 'n diagnose werk, moet ons besluit eerstens hoe beïnvloed dit die persoon se lewe op hierdie oomblik, met ander woorde, hulle funksionering, wat hulle kan doen en nie kan doen nie, of daar enige hulp nodig is en dit kan enige praktiese hulp wees, of emosionele ondersteuning vir die persoon self of vir hulle familie. Daar kan soms selfs groot finansiële besluite gemaak word. Het hierdie persoon hulp nodig met besluite oor hulle finansies? Het hulle nodig om dalk in die huis wat hulle bly met baie trappe en goed, nodig om dalk eerder te skuif na 'n aftreeoord of 'n versorgingseenheid? En dan dink ek die ander gedeelte daarvan is mense wil graag hê wat in die toekoms gaan gebeur. Wat kan ons volgende verwag? En om 'n diagnose te maak, gee vir ons 'n sekere idee of 'n ingeligte opinie dat dit is moontlik die verwagtinge, die veranderinge wat jy kan sien oor die tyd wat kom. Maar dit is ook baie moeilik want ons erken ook dat elke mens so anderste is as die vorige persoon. Daar is soveel verskille tussen mense wat betref persoonlikheid, belangstellings, historiese of tradisionele sterkpunte en swakpunte, dat ons ook net beperkte mate die toekoms kan voorspel of 'n idee kan gee wat mag voorlê. So met ander woorde wat jy nou hierso sê, want ek dink die vraag wat jy sekerlik die meeste kry is van geliefdes is hoe lank tot dit die einde is. En dis nou juist wat jy probeer sê is dat dit hang nou maar af van persoon tot persoon en gesondheid en alles. Daar gaan baie faktore wees wat 'n rol gaan speel. As mens praat oor vaskulêr en Alzheimer, die progressie daarvan. Miskien net praat oor hoe verskil die progressie van 'n diagnose tot die einde. Hoe verskil die twee? Ja, ek dink net en dit is 'n belangrike punt wat jy nou gemaak het oor gesondheid. Gesondheid speel natuurlik ook 'n baie belangrike rol. En ek dink dit is een van die dinge wat ons help. Nie net dit nie, maar 'n persoon se fisiese gesondheid wat help in terme van ehm of dit meer leen na die vaskulêre kant van die prentjie toe of meer na die Alzheimer prentjie toe. Want met vaskulêre demensie sien ons baie keer dat die persoon met vaskulêre risikofaktore presenteer. Met ander woorde, hulle het probleme met hoë bloeddruk, cholesterol, moontlik diabetes, dalk 'n geskiedenis van hartsiektes of dalk vorige of beroerte of klein beroertes wat ons TIA's noem, Trans-Ischemic Attacks. En dit is klein beroertes wat 'n impak maak, maar dit kan soms so klein wees dat mense dit nie noodwendig op 'n breinskandering kan sien nie. Maar in so 'n tyd kan die persoon dalk baie de mekaar wees, hulle kan geheueverlies hê, hulle kan spraakprobleme hê ensovoorts. So daardie risikofaktore het 'n impak in terme van wat vorentoe kan gebeur in 'n vaskulêre demensie. En wat ons baie dan tradisioneel sien is dit baie meer soos trappe. So die persoon kan stabiel bly vir 'n ruk en dan skielik trap hulle af en dan bly hulle stabiel vir 'n ruk en dan skielik is daar weer 'n trappie af. So mense sal baie keer sê maar weet ons het nou so goeie 6 maande gehad en ewe skielik is my man net baie meer geïrriteerd. Hy is nou net ewe skielik bietjie meer verward oor goeters of de mekaar met tipe dinge wat nodig is om te doen of die beplanning wat hy moet doen is nou ewe skielik meer chaoties. Hy was altyd so netjies 'n persoon, maar dis 'n baie skielike verandering wat plaasvind. Met Alzheimer sien ons 'n baie meer
geleidelike verandering oor tyd en dit kan oor 'n baie langer tyd plaasvind. En die rede daarvoor is met Alzheimer sien ons baie meer as mens kyk na die oppervlakte van die brein. Aan die buitekant is daar dan veranderinge wat plaasvind wat ons atrofie noem, wat beteken dat daar in die kommunikasie tussen die breinareas hierdie kommunikasiekanale breek af as gevolg van proteïene wat aanpak of daar's 'n tipe plaak wat aanpak en hierdie tipe skade wat plaasvind maak dan dat daar 'n geleidelike verandering is en dan eintlik agteruitgang is in terme van spesifieke vermoëns. En dan meestal die eerste klagte waarmee mense sal kom is dat my geheue is nie meer so goed soos wat dit was nie. Ek onthou nou ewe skielik nie meer waar ek my dinge neergesit het nie. Ek het nou ewe skielik meer probleme om te onthou wat ek by die winkel moes gaan koop het. Of dat dit my dogter se verjaarsdag was vandag. So daardie geheueprobleme is dan baie keer die eerste tekens wat ons sien met Alzheimer se siekte. En dan dink ek ook baie keer is dit 'n baie langer proses. 'n Geleidelike proses. Anton, ek sit en dink terwyl jy praat oor die waarde van die verstaan van die diagnose. En ek dink soos ek nou van die begin af sê, mense voel demensie is demensie en alle demensie is sommer Alzheimer's en ag dit maak ook nie saakie want die persoon die individu kan tog nou nie onthou nie. Ja. En ek en jy praat baie oor om die persoon te versorg op 'n manier vir die persoon, wie die persoon is. Jy weet om altyd te onthou dat hierdie is nog steeds die mens. Dit lyk miskien nie meer soos die mens wat jy ken nie, maar dit is nog steeds die mens wat jy ken. Kan ons 'n bietjie gesels daaroor? Hoe bedoel jy? Want ek bedoel soos nou sê die mens is anders. So hoe help dit om die mens nog op dieselfde manier te hanteer? Ek dink een van die dinge wat vir my die belangrikste is dat ons nie die persoon moet vergeet wat wel 'n vorm van demensie het nie, of dit nou Alzheimer of vaskulêr of wat 'n diagnose is. Dis nog steeds daardie persoon met hulle eie geskiedenis, hulle eie persoonlikheid, hulle eie belangstellings, hulle eie liefdes, hulle eie afkeure. En dit is nie net in terme van om daardie persoon te versorg nie, dis om daardie persoon lief te hê, om te gee vir daardie persoon, maar jy het nog steeds nodig om daardie persoon raak te sien. So ek sê soms dit is asof iemand by 'n deur inloer of by 'n venster inloer en jy sien 'n gedeelte van die persoon, maar nie die volle persoon nie. Dit beteken nie die volle persoon is daar buitekant die deur of die venster nie, maar jy sien nie die hele persoon nie. Of iemand wat in die badkamer nou net klaar gestort het. Hulle sien hulle self in die spieël, maar dit is 'n baie wasige beeld. So dis nog steeds jy in die spieël, maar dit is net 'n bietjie meer wasig. Jy kan nie dalk al jou plooie so goed sien nie of jy kan ook nie sien dat jy dalk nodig het om te skeer of wat ook al die geval mag wees nie, maar dis nog steeds jy. En ek dink met 'n diagnose soos demensie het jy nodig om die persoon nog steeds raak te sien, nog steeds in te tap met dit wat vir hulle belangrik was, dit wat vir hulle lekker was, betekenisvol was, en ook besef dat 'n groot deel van wat hierdie persoon self ervaar, is eintlik 'n verlies van hulle self. Dit is hierdie vermoëns waarvan mense praat, maar hulle kan ook frustreerd raak met hulle self, omdat hulle nie alleen dalk dinge nie meer so goed doen soos wat hulle gedoen het, of onthou wat hulle gedoen het nie, maar ewe skielik is hulle meer skugter om uit te gaan. Hulle gesels dalk nie meer so lekker met hulle vriende nie. Hulle wil nie meer gaan golf speel of na die boekklub toe gaan nie. Um want hulle is meer onseker wat daar gaan wees, wie daar gaan wees, wat van hulle verwag gaan word, of hulle sukkel met woorde by die boekklub of hulle kan nie die storie so goed onthou nie en hulle is bekommerd dat hulle self in 'n verleentheid gaan stel. So om die persoon raak te sien en eintlik daardie persoon nog steeds lief te hê vir wie hulle self is 'n geweldige belangrike eienskap in terme van die pad wat ons met iemand stap wat 'n vorm van demensie het. Ek dink die tweede belangrike gedeelte is juis um om te besef dat hierdie persoon doen dit nie as prins nie. En dit is weer waar die diagnose gedeelte so belangrik is. Hierdie persoon is nie nou daarop uit om jou te irriteer omdat hulle 'n vraag herhaal en herhaal of die storie weer vertel en weer vertel nie. Hulle is nie daarop uit om aspres die kos te verbrand nie of te vergeet om sout in te gooi nie of te vergeet om kos te maak nie.
Dit is werklik as gevolg van 'n verandering wat in die breinstruktuur plaasvind en die brein se manier van kommunikeer. Nie net in terme van om dinge te onthou nie, maar dan al die tipe ander probleme wat saamgaan, soos ook om planne te maak, om planne uit te voer wat deel is van uitvoerende funksies. So dit is belangrik vir familie om dit te besef. En ek dink om daardie persoon nog te erken as my man, as my ma. Dit is belangrik om daardie erkenning te gee van die persoon, hulle praat van die personhood van daardie mens. En ek kan indink dat soos met vaskulêre demensie, wanneer daai stappe nou gebeur, soos jy verduidelik het, en daar's ewe skielik 'n groot verandering. Die impak wat dit het, nie net op die individu en hoe die individu voel nie, maar die familie en die geliefdes rondom die individu. Daai elke keer om deur 'n paniek, angstige fase gaan jy tog gaan. Elke keer gaan jy dink, is dit nou dit? Is hierdie nou die laaste stap? Is dit die ding wat die ergste gaan wees? En ek kan dink dat mense dink altyd, okay, dit is net die geliefde wat moet gaan vir hulp, maar is daar hulp beskikbaar vir mense wat die individu wat self gediagnoseer is? Ja, ek dink mens moet definieer wat hulp beteken. Ek sit nou hier as sielkundige en sommige kere sien ek mense wat in die vroeë stadiums is van demensie wat eintlik ook hierdie diagnose moet prosesseer vir hulle self, verstaan kry daarvan wat dit beteken, sekere vrese, angs wat daarmee gepaard mag gaan. En dit is baie dieselfde as wat jy 'n diagnose kry van kanker of daar is nou een of ander hartkwal gediagnoseer en nou is jy baie bekommerd oor jou hart en gaan dit dalk iewers net uitklatsch, gaan dit iewers in die nag tot stilstand kom. Daai gesondheid, angs wat daarmee saam kan gaan. Maar dieselfde met demensie. En baie keer is dit dan ook dat daar ander tipe hulp ook is, soos 'n arbeidsterapeut wat kan help om dinge te beplan, om maniere te kry om inligting teen 'n wit bord te sit of reminders op jou telefoon te sit wat jou herinner om jou medikasie te gebruik. Daar's ook hulp as mens kyk ten opsigte van maatskaplike werk wat weer kan kyk in terme van sekere praktiese besluite wat gedoen kan word, ook in terme van huisvesting ensovoorts. En natuurlik ook ander mediese hulp as die persoon ander gesondheidsprobleme ervaar, as daar inkontinensie is of so iets, wat nie noodwendig net met demensie te paart gaan nie, maar daardie tipe hulp kan baie weer eens bekommernis oor verleentheid aanspreek. Maar dit is ook die familie, die eggenoot, partner van die persoon of hulle kinders wat dit moeilik vind om te aanvaar dat my pa nou nie meer aan ons aandag gee nie of hy het nou nie meer daardie vermoë om saam met ons sekere dinge te doen wat hy van tevore gedoen het nie, of hy wil nie meer saam met ons rugby kyk nie, of sy wonderlike apple pie wat sy al die jare gebak het nou skielik nie meer regtig appels in nie. Daar's eintlik dis net so douerige besigheid of wat ook al die geval mag wees. En ek stel dit nou baie lig, maar dit kan vir families, kinders, mense rondom die persoon, vriende selfs, baie traumaties wees om daardeur te gaan. En ek dink veral as dit 'n baie meer akute verandering is, soos wat mense kan sien by vaskulêre demensie, soos as iemand dan nou skielik 'n verlies het aan kognitiewe vermoë, soos iemand wat 'n beroerte gehad het. En nou ewe skielik het daai persoon probleme met hulle spraak of met hulle mobiliteit. So ek dink daar's verskillende forme van terapie en daar's ook diegene wat bietjie meer werk in terme van spesifiek kyk na die sterkpunte van die persoon en fokus wat ons kan doen met daardie sterkpunte. Want ek dink die ander gevaar is dat mense so kan vaskyk in dit wat moeilik is of wat anders is as van tevore, dat ons nie erkenning gee nie dat hierdie persoon is nog in staat om te help met die verwerk by die huis. Of hulle is baie lief om na die tuinsentrum toe te gaan en te gaan kyk wat 'n plante daar is en ons kan saam in die tuin gaan werk of so iets. Wat ook al, of gaan visvang, wat dit ook al is. En ek dink die fokus op die sterkpunte van daardie persoon wat al vir baie dekades daar is 'n baie amper terapeutiese inset wat die familie kan gee. En dan nou net laastens hier aan die einde, die belang van die geliefdes of die persoon wat hierdie individu gaan versorg oor ondersteuning
konstante ondersteuning en om ook vat die kans om vir hulp te gaan. Gaan sien iemand, praat die hele tyd daaroor want jy is nie net in 'n posisie waar jy al jou tyd opgeneem word en 'n geweldige moeilike fisieke deel gaan wees van jou lewe nie, maar ook die lewende verlies wat voor jou afspeel. En dit is 'n lewende verlies. Dit is 'n baie goeie manier hoe jy dit beskryf. Want die persoon is daar, maar daar's iets wat nie daar is nie. Die persoon lewe saam met jou of jy gaan kuier oor naweke by die persoon. En dis jou ma, jy herken haar, maar sy is so half besig met iets anderste in haar gedagtes. Sy is nie heeltemal teenwoordig nie. So daar's definitief daai verliesgedeelte wat daarmee saamgaan. Ek dink wat ook 'n belangrike aspek hiervan is, dis nie alleen 'n verlies vir almal wat betrokke is by hierdie proses nie. Maar ek dink ook dat mense probeer baie keer met baie goeie intensies hierdie persoon help op maniere wat nie help nie. So, soos ek vroeër gesê het, hierdie persoon het sekere sterkpunte, hulle het sekere dinge wat hulle van hou. Hulle het ook sekere dinge waarvan hulle nie hou nie. As jy nog nooit gehou het van wiskunde nie en jou seun sê nou, maar ons moet nou begin Sudoku doen. Sudoku het hy nou gehoor is die beste ding vir jou brein. Fantasties vir iemand wat hou van wiskunde, aaklig van iemand wat nie hou daarvan nie. Of ons moet nou vir ma by die breigroepie inkry. Ma moet nou leer brei, né? En dit kan vir haar soveel spanning veroorsaak, soveel stres veroorsaak. Maar eerder te fokus op dinge wat hulle nog altyd geniet het om te doen. Al is dit blokkies raaisels, al is dit om te gaan stap, die fisiese gesondheidgedeelte daarvan, dit is iets wat ek altyd baie klem lê ook. Natuurlik sal mense wil seker maak dat hulle medikasie ook reg is. Want soms gaar mense medikasie op en hulle is later self onseker wat hulle moet gebruik en dan raak dit 'n bietjie van 'n de-mekaarspel. So ek dink dit is belangrik om dan te kyk, moet ons hulp kry ten opsigte van 'n duidelike diagnose? Moet ons dan hulp kry ten opsigte van wat is die korrekte medikasie, nie net as daar byvoorbeeld Alzheimer is, medikasie om die progressie, die vooruitgang daarvan te vertraag nie, maar ook net algemene medikasie. Is hierdie persoon op die regte bloeddrukpille? Gebruik hulle te veel slaappille? Het dit moontlike impak op hulle kognitiewe vermoë? Is hulle gebruik van angsmedikasie te min of te veel? So 'n goeie psigiater of 'n neuroloog kan baie duidelikheid gee ten opsigte van is hierdie medikasie dan reg of nie. En ek dink dan die ander aspekte van lewenstyl, aktiwiteit, gesondheid, gesonde dieet. Mense kan baie keer vergeet om te eet. Maar om seker te maak daar's kos, nie te veel kos in die yskas wat afgaan nie, maar dat daar gereelde maaltye is. Daar kyk in terme van alkoholgebruik of iets wat dan ook 'n belangrike deel is, die ondersteuning wat daar wel kan wees van vriende, maar as hulle meer isoleer en nie daai ondersteuning kry nie, is dit nie regtig goed vir hulle nie, want hulle kan dan ook angs of depressie ontwikkel. En dit maak die probleme dan net soveel meer. Ek dink aan die einde van die dag wat ek hoor uit hierdie program is dat goed, hoe werk vaskulêre demensie? Dis die strappe en daar's 'n ewe skielike verandering en ons verstaan dit en dat maar dat aan die einde van die dag die menswaardigheid van alle persone betrokke in die situasie. So van die begin af moet mens kyk en dink aan wat gaan die beste manier wees om iemand se menswaardigheid te behou regdeur en daar gaan soos jy sê, baie keer gaan ewe skielik iets verander en die persoon gaan geweldig geïrriteerd wees die hele tyd. En dit gaan baie moeilik wees om iemand se menswaardigheid te behou wanneer iemand die hele tyd met jou geïrriteerd is. En dit verstaan 'n mens. Maar dit is hoekom dit die verstaan van 'n diagnose en die verstaan wat 'n moontlike opsies is so belangrik is om dit sommer van die begin af dit te bespreek. Ek dink ons almal dink aan die finansiële goed en ons dink aan die wie gaan die besluite neem op 'n sekere punt en al daai, maar ons dink nie aan die mens en jouself as die geliefde en wie jy is nie, hoe dit alles bymekaar gaan moet pas oor 'n baie stresvolle en teen 'n lang tydperk. So ek hoor alles hier uit vandag se episode is dink meer holisties in plaas van net prakties aanvanklik. Ja, net 'n laaste onderskeid wat ek net nog gesê het, met Alzheimer's wat die brein meer as 'n geheel affekteer. Is daar 'n verlies aan verskillende funksies, geheue, taal, uitvoerende funksies wat konsentrasie,
prakties visuele vaardighede en ook soms 'n belangrike deel daarvan nou is insig dat die persoon nie noodwendig verstaan dat dit plaasvind nie. Maar met vaskulêre demensie sien ons baie keer is een area van die brein wat geaffekteer word en ander areas nie. So hierdie persoon vind sekere dinge moeilik en weer eens dit kan baie frustrerend wees, dit kan selfs uitkom soos jy sê in frustrasie of sekere persoonlikheidsveranderinge, maar hulle is nog baie goed in 'n klomp ander dinge. En dis hoekom dit ook soms vir familie moeilik is om te aanvaar, want hulle sê maar hy doen nog sy werk op die rekenaar so goed. Weet pa ry nog winkel toe, hy doen sy handwerk baie goed, ma's nog so besig met 'n klomp ander goed wat sy doen. Maar dis omdat daar spesifieke areas van die brein is wat aangetast is en areas nog goed. En ek dink weer die belangrikheid is om erkenning te gee wat moeilik is, maar fokus ook op die sterkpunte, ondersteun daardie persoon daarin. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. So indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur lise@wieisek.co.za. Ek sit ook al Anton se besonderhede by die video. Baie mense voel dat vaskulêre demensie is so ver verwyder van hulle eie lewe, maar dit is iets wat demensie is iets wat meer en meer mense affekteer. So deel asseblief die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. Almal baie dankie wie saam geluister het en jy moet 'n lekker dag verder hê. Kyk mooi na jouself.